Okay, so. Ek wil met die gesels vanoggend, die titel vlieg soos 'n arend. En ek net een stil gedeelte, maar ek gaan dit probeer kort hou. Jesaja 40 vers 28 tot 31. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Arende. Daar is 'n staaltjie wat ek altyd vertel oor arende, ek gaan nie vanoggend vertel nie. Van 'n arend wat in die plaaswerk beland het, maar ons gaan nie vanoggend in die plaaswerk draai nie. Ek wil gesels oor arende en ek gaan nie 'n lesing gee oor die biologiese aspekte van 'n arend of in daai lyn gaan nie, maar ek wil tog 'n paar dinge uitlig om te toon dat 'n arend is baie uniek. En as ons kyk na daardie foto wat op die skerm wys, dan sien ons dat op die vlerkpunte daai los is nie maar net vere wat daar sit, is nie maar net vir die mooi. Dit het alles te doen met die stuur en die beheer wanneer hy op lugstrome sweef. Nou 'n arend sien 'n haas op meer as 3 km. So hy het 'n besonderse skerp sig. Die ander wonderlike ding van 'n arend is hy eet nie dooie goed nie. Hy eet nie roodkiel. En ons gaan nou miskien daaroor vry 'n bietjie praat. Of kom ons praat klaar daaroor. Roodkiel, dis wat die vyand met ons doen. Hy kom na ons toe en hy bied vir ons roodkiel aan. Hy sê ons moet goed eet wat dood is, materialisties eet, want dis wat ons nodig het vir ons voortbestaan. Hy oortuig ons met baie slimse maniere en wyses en tye kom hy op tye wanneer hy weet ons het 'n behoefte en 'n begeerte en dan kom hy met roodkiel na ons toe. Terwyl God ons vergelyk met arende en ons nie veronderstel is om roodkiel te eet nie. Ons sien ook dat die vlerke van die arend anders gevorm is as ander voëls. Hy het 'n ander ronding hier naby sy lyf sodat die lugvloei beter kan wees. Voëls vlug baie keer vir storms, maar die arende gebruik die storms om bo die storm uit te wag, bo die reën, bo die wolke te gaan wag tot die weer bedaar het. Die vlerkspan van 'n arend kan wees tot en met 8 voet. Dis redelik wyd is. Wyer as wat dit lank is. So dis 8 voet breed wat massief is. Hy kan tot 20.000 km hoog vlieg. Dis hoër as wat ek die leeu sal klim. Hy vlieg teen die wind want dit versterk sy spiere. Hy vlieg tot bo die storm en wag daar. Hy het gesê, dikwels sal hy lank sit en wag op 'n kraans of in 'n boom totdat die lugstrome geskik is vir hom. Want hy's nie dat hy lui is nie, maar hy gebruik die lugstrome om te sweef op. So jy sal min sien dat 'n arend sy vlerke klap, want hy gebruik die lugstrome om hoër te gaan en te beweeg van een area na die ander area. As ons kyk na dit, en ek wil vir julle sê vanmôre dat om teen die wind te vlieg, ons in ons lewe kry baie keer die wind van vooraf. Ons kry aanslag wat ons spoed breek, wat maak dat ons klein gelowig word, wat maak dat ons moedeloos word, wat maak dat ons sommer net depressief raak. En dan kom die vyand met roodkiel en sê gebruik dit en doen dat, dit gaan jou help, dit gaan vir jou goed wees. En ons gryp baie keer hierdie dinge aan in nood. Maar ons moet leer van die arend dat ons moet veg, dit moet vlieg teen hierdie dinge in. Ons moet aanbeer teen hierdie aanslag. Want dit is wat ons gaan sterker maak. Dis wat ons die krag gaan gee om storms te deurstaan, om bo die storms uit te kan styg en bo storms te kan wag tot dit verby is.
Nie weg te vlug van ons storms af van ons lewe nie, maar om bo die storm te wag en te sien hoe hy hom uitspeel, en dit is nie ons probleem. Maar so dikwels wil ons in eie reg, wil ons storms in ons lewe aanspreek en die uitkoms daarvan verander, en ons kan dit nie reg doen nie. Wanneer ons bo die storm kan uitstyg en dit in God se hande los, om dit op te los en uit te klaar. Dis wanneer ons effektief kan wees vir God se koninkryk. Die arend is 'n inspirasie. Die arend is vryheid. Hy is 'n teken van oorwinning, van spoed, van trots. Hy is majestueus. Hy is intelligent. Hy is vreesloos. He is made and designed for high places. Net soos ek en u. Is die arend gemaak om in hoë plekke te gaan. Jy sien, jy sal baie keer sien dat 'n kraai 'n arend pla, en die arend steur hom nie aan die kraai nie. Dit gebeur baie keer. Want die arend weet hy kan op hoogtes gaan waar die kraai nie kan funksioneer nie. En ons kry baie keer kraaie in ons lewe, wat ons pla, wat aan ons pik, en wat in ons pad kom, en wat ons irriteer. Maar dis die tyd wanneer ons moet besef dat ons arende van God is, en dat ons op hoogtes kan beweeg waar kraaie ons nie kan pla nie. En ons moet nie toegee aan die dinge nie, want ons is ontwerp vir hoë plekke. Die Bybel sê, word jy gelykvormig aan die wêreld. Want ons is arende. Hoekom vergelyk God ons? Want omdat hy ons uniek geskep het. Miskien as ek in die spieël kyk, dan sien ek nie arend. Miskien as ek in situasies kom, dan voel ek nie soos 'n arend. Dan voel ek vir my, ek kan nie hoogte kry nie. Ek vlieg maar hier net so bo die grond langs. Maar jy sien, dit is waar die kennis van die wind inkom. Die arende het hierdie kennis oor die lugstrome, en hulle weet watter lugstrome doen wat. En op watter stadium is dit die regte lugstroom om in te beweeg, sonder om regtig vlerke te klap. Ek spring maar net in dit in, en ek sweef. Die kennis van die wind, dit wat mobiliseer, dit wat my kan deurdra, dit wat my na groter hoogtes toe kan vat, die kennis daarvan, die kennis van die wind, die kennis van God se woord, is wat my kan deurdra, is wat my kan mobiliseer, is wat my na hoër hoogtes toe kan vat. En dis hoekom ons baie keer so laag op die grond langs vlieg, want ons het nie genoegsame kennis van die woord van God nie. En daarom weet ons nie watter lugstrome ons kan deurdra en kan oplig en hoër vat. Ons sig is baie keer beperk. En ons sien nie uitkomste baie tye nie, want weet jy wat, dit is, ons is nie op die regte hoogte om te kan sien, as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Die kennis wat ons doelwitte laat bereik. Die kennis wat die arend toepas, die kennis van die wind, dit sien ons in sy vlug, ons sien dit in sy lewe. Hoe hy dit gebruik tot sy voordeel, hoe hy dit gebruik om die beste te wees, waarvoor hy geskep is. En is dieselfde moet ons, dit is ook die kennis van God se woord, om ons effektief te maak, om ons te laat beweeg op hoogtes waar ons onderstel is om te beweeg, nie om beter as ander te wees nie, maar om te wees waar God beplan het, waarvoor hy ons geskep. Hy het ons nie geskep om te gravel en in pyn en lyding te leef nie. Hy het ons nie geskep om te verloor nie. Hy het ons nie geskep om tevrede te wees met tweede beste en roadkill nie. Nee. Hy het ons geskep vir die beste, want hy het vir ons na sy beeltenis, nie sy uiterlike beeltenis nie, maar na sy innerlike geaardheid het hy ons geskep, as arende. Dis hoekom ons vergelyk, want ons is koninklik. Ons is koningskinders. Ons moet die kennis van die woord in ons lewe inkry.
sodat ons dit sigbaar kan uitlewe, sodat ander mense dit kan sien, nie oor wat ons sê of wat ons doen nie, maar dat ander mense kan bewus raak van die kennis van God se woord in ons lewe, oor hoe ons vlieg, oor hoe ons sweef, hoe ons optree, wat ons verteenwoordig. Dis nodig. Die arend, soos alle ander voëls het 2 vlerke. Ons uiteraard, as geestelike arende, het ook 2 vlerke. Die een vlerk is geloof, wat ons mee vlieg. En geloof sonder aksie is dood. En aksie sonder geloof is maar net aksie. Die ander vlerk is gebed, om 'n gesprek met God te wees. En ek weet daar is tye waar dit moeilik gaan, waar ons nie lus voel om te bid nie. Dit gebeur nog gereeld by. Ons raak te besig, ons raak te moeg met die roudkiel wat die vyand ons voel. En baie keer het ons nie die geloof om 'n situasie deur te sien nie, want ons weet nie, dit voel vir ons, dit raak nie beter nie, dit raak erger. Maar wanneer ek vlieg met werklike, waaragtige geloof en die kennis van die woord, en ek praat en ek deel met God, dis wanneer my geloof en my gebedsvlerke ontwikkel, wanneer dit sterker word, wanneer ek storms kan deurvlieg, wanneer ek bo 'n storm kan uitvlieg, dis wanneer ek sterker word. Jy sien, om spiere te ontwikkel, moet dit geoefen word. Dit gebeur nie van selfsprekend nie. Jy moet oefening kry, jy moet gereeld stap, jy hoef nie noodwendig na gym toe te gaan, tensy jy nou regtig bonkig wil raak. Maar jy moet oefening kry ten einde jou spiere te ontwikkel, jy moet jou verstand gebruik ten einde dit te ontwikkel, jy moet gebed gereeld beoefen ten einde dit te ontwikkel, want anders gaan ons maar bly by die Onse Vader wat nie noodwendig verkeerd is nie, of bisie bama. Ek moet gereeld bid, want as ek nie tot myself, by myself, tot God kan bid nie, dan kry my gebedsvlerk nie oefening nie. En as dit uit balans is, gaan ek in die rondte vlieg, of glad nie kan vlieg nie, as 'n gevolg van 'n gebrek aan spierkrag. En hoe meer ek dit beoefen, nie net in tye van nood, dit moet nie net 'n klaag nie, ag Here, ek het dit nodig, ag Here, U moet nou te so nie, ag Here, wil U nie maar dat, nee, dit moet ook 'n groot mate van danksegging en lofprysing insluit, om te sê, Here, dankie, ek begeer baie meer, maar dankie vir dit wat U my mee seën, dankie vir dit wat U my mee vertrou. Dis deel van my gebedsbeoefening, om my gebedsvlerk. Dis wanneer ek vrymoedigheid ontwikkel, dat wanneer ek nie noodwendig 'n publieke gebed moet bring nie, maar wanneer ek moet bid vir ander mense, dan is ek ingeoefen in my gebedslewe, dan het ek die vrymoedigheid om te bid vir iemand in nood. En 'n goeie gebed is nie groot woorde en fancy terme nie. 'n Goeie gebed is een wat uit die hart uitkom en wat tot God spreek. Ons bid nie om mense te beïndruk nie. In my kinderdae het ek baie keer geluister hoe die groot mense bid. En baie daarvan was amusant, en ek gaan nie nou, maar dan maak ek dan 'n spot op vir iemand anders se gebed, maar baie van dit was nogal amusant geweest om aan te hoor. En jy kon duidelik hoor die persoon klink nou anders, ek weet, ek hoef nie, ek het nie 'n gebedsklank nie. Ek kan bid soos wat ek nou hier praat, ek hoef nie te, Onse Vader, maar ek dink dan staan die engele baie keer op bo en sê, wat gaan vanoggend Gerard aan sy hart? Hy klink nie lekker. Dis soos as ons Suid-Afrikaners, ons Afrikaans sprekende mense, as ons wil Engels praat, dan ons klink ons van ergens van 'n vreemde kontry afkom, ek weet nie hoekom nie. Ons hoef nie anders te klink nie.
Jy sien, die geheim wat ek agtergekom het, wanneer jy in 'n ander taal wil praat, dan moet jy dink in daardie taal. Die fout wat ons maak, ons dink in Afrikaans, dan wil ons Engels praat. Nou wanneer ek tot die Here kom, dan wil ek in my vleeslike taal, wil ek dink, wat ek vir God wil vra. Ek moet begin om my geestelike taal te dink en met God te praat. Nou hoef ek die snaakse dink. Ek gaan my net ek wees. En God gaan my hoor. It takes effort and patience. En dis iets wat ons nog gaan mee sukkel, oor die algemeen. As ek so kyk, ek ken 'n paar mense, en ek weet, dis nie almal se top dinge in hulle lewe nie. Patience. Ja. En jy sien hoe sterker my vlerke ontwikkel is, van gebed en geloof, hoe beter is dit. Want hoe vinniger kan ek vlieg. My uithou vermoë raak soveel beter wanneer die aanslag kom. Ek bly gevoed want ek kan effektief vlieg. So ek bly gevoed. My prooi, dit wat ek van leef, is tot my beskikking. Om te wag op die Here is nie 'n dormante, hier sit ek dan. Julle ken die verhaal van die ou wat in die vloed op die dak gesit het. Toe sê hy, wag op die Here. Maar kom ons los op. Skus op. Om te wag op die Here is nie 'n dormante, passiewe aksie nie. Die Here moet my besig kry. Nie moet op en af hardloop soos 'n hamster in die wiel nie. Die Here moet my besig kry, ek moet aangaan met my lewe, maar ek moet wag op die Here voor ek besluit neem. Nou, hier is nou 'n paar goed en ek weet, julle sukkel nie daarin. Om te wag, vereis dat ek vertrou. Dat ek 'n verwagting het. Dat ek hoop het. Dit verg geloof. Dit verg geduld. Dit verg nederigheid. Dit verg sagmoedigheid. Dit vra dat ek God se gebooie onderhou. Dit vra volharding. En dit vra dat ek stil word voor God. En ek weet julle sukkel nie met een van daai goed. Julle het hulle almal onder nie. Jy sien, dis wat dit vra, dis hoekom dit vir ons as mens so moeilik is om te wag op die Here. En as dit hierdie idee van wag is, ek sit nou maar hier op die stoel en ek wag. Jy wag nie vir 'n trein of 'n bus nie. Jy wag op God. God is 'n God van lewe. Ons wag terwyl ons besig is, terwyl ons rondgaan, terwyl ons klop aan deure, terwyl ons praat, dan sê die Here, wag, ek kry jou besig. Want as jy gaan stil sit en wag, dit kan nog al 'n tydjie vat. En as ek dan moet skielik opstaan, wanneer God sê ek moet beweeg, dan sê ek bietjie styf, en ek loop krom, en ek hang 'n pink, want ek het nou 'n bietjie lank gesit. Dan sê ek uitoefening. Ek het nie en ek sluit af, ek het nie eens ademde. Die Bybel sê so, die wat op die Here wag. En ek wil hê ons het die afgelope paar sondae dat ons werklik die Heilige Gees ervaar, en ek glo die Heilige Gees is môre ook hier. En ek wil hê, ek ken iemand van hierdie oomblik af, moet ons sê, dankie Here, dat U my as 'n arend sien. Ek voel nie altyd so nie. Ek voel my partykeer soms soos die skreeuwe hier rondvlieg. Ek voel nie altyd soos 'n arend. Maar ek besef dat ek die vermoë het. En dat ek geskep is vir groot hoogtes. Dat ek geskep is vir meer as genoeg. Dat ek geskep is om nie van roadkill te leef nie, maar net van die beste. Dat ek perfek geskep is om my uniek te maak. Ongeag mense se opinie. En dat ek die vermoë het om bo enige storm uit te styg en daar te wag terwyl U besig is om dit vir my op te klaar. Want U sê in 1 Petrus 5 vers 7, werp julle bekommernisse op Hom, Hy sorg vir julle. Wat meer
wil ons sê, van 'n uitnodiging as om dit vir die Here te gee. Hoekom wil ek en u na al die tye nog steeds probeer om ons eie probleme op te los? Voel ons skuldig, maar ek het dit veroorsaak, nou kan ek dit nie vir God gee nie. Begin om God te vertrou. Begin om te leer wat die ligstrome is in God se woord, waar jy moet funksioneer, waar jy moet sweef, dat jy nie, ons klap aan mekaar ons vlerke om in die lig te bly. Ons is gemaak om te sweef. Maar ons kan dit net doen as ons die kennis het van dit wat ons laat sweef, en dit is God se woord. Sonder dit kan ons nie sweef. Kan ons nie uitstyg bo enige probleem nie, maar met dit is ons tot alles in staat. Mag die Heilige Gees vir u en vir my die krag en die geduld en al die dinge wat ek gesê het, die hoop, die geloof, die vertroue, die volharding, ons daarmee toebedeel sodat ons effektief kan wag op die Here terwyl ons besig is om ons vlerke van geloof en gebed te beoefen. Sodat ons kan leer wat God se roeping en doel is. Amen. Hemelse Vader, baie dankie in die oggend. U is so groot en getrou. Here, u het ons so uniek gemaak, u het ons gemaak, meer as oorwinnaars, Here, ons kom in die oggend en ons sê baie dankie. Baie dankie, Here, dat ons weet dat ons maar net die kennis van die woord moet hê om effektief en optimaal te funksioneer. Ons wil u loof en prys vanmôre vir dit waarmee ons seën, Here, op materiële gebied, maar ook op geestelike gebied. Dat daar vir ons 'n wonderlike uitkoms is saam met u, Here, en geef ons die krag waar ons vlees baie keer swak is. Dat ons die vyand kan weerstaan, dat ons sal onderwerp aan u en die vyand sal weerstaan, Here, sodat hy kan wegvlug van ons, want dis wat die woord vir ons sê. Dat ons nie sal luister na die leuns wat hy brul vir ons. Dat ons nie roadkill sal aanvaar as voeding of beloning, maar net die beste wat u vir ons beskik. Here, ek bid sien oor elke persoon toe, dat daar in hierdie week die Here sal oopgaan, Here, dat daar in hierdie week nuwe gesindhede, Here, nuwe verwagtinge, gesondheid, Here, dat mense se geloof van hierdie week versterk sal word, Here, sodat hulle kan weet kennis van die woord dat ons sweef na hoë hoogtes. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.